Mense, goeie môre en Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Ek vertrou dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie besondere dag. Dis natuurlik die 7de dag. Dis 'n heilige, dis 'n afgesonderde dag. Die woord leer my in Genesis hoofstuk 2. Vandag is 'n heilige, geseënde dag. En vanweë die feit dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel, wys vir my dat jy's 'n afgesonderde man. Jy's 'n afgesonderde vrou. Jy het 'n standaard, jy het dissipline wat jy in die dag lê om alles te los om na hierdie uitsending te kyk. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die dag, dit gaan oor ek en jy verootmoedig onsself. Ons los alles, ek wil dit in Engels sê, ons aanplak van hierdie wêreld om gekonnekt te wees met ons hemelse Vader, Vader Jahweh, die Almagtige. Genesis hoofstuk 2 is pragtig wat sê dat hy het gerus op hierdie dag. Nadat hy die hele wêreld geskep het in 6 dae en die volheid daarvan. En hy het gesê, dit is goed gewees. En toe rus hy, en hy het hierdie dag geseën en dit geheilig. Mense, dis nie elke dag nie. Dis hierdie dag, dis die 7de dag. En dis vandag vir my so groot voorreg om jou vandag te kan bedien met die woord van Skepper lewende God. Ek is dankbaar teenoor Abba, dat ek die voorreg het om sy woord te mag en kan verkondig, al is my lippe onrein. Ek eer hom daarvoor. My hart is dankbaar. Weet jy, nou die môre in my studeerkamer, toe sê ek net, Abba, dankie. Dankie dat ek diensbaar kan wees in die koninkryk. Ek het vir jare ek geskop teen die prikkels, ek wou nie. Maar dankie dat ek dit nou kan doen in die seisoen waarin ek nou is. En Abba, ek kom net vandag en ek gee aan U die eer en die lof en die aanbidding van my hart. Ek is werklik lief vir U. Het jy dit al gesê vanoggend? Abba, ek is lief vir U. Dankie dat U my lief het met 'n eerste liefde. Dankie vir Meester Yeshua wat gekom het, uit sy lewe kom aflê vir my en vir jou, sodat ek en jy vandag die gawe het van die ewige lewe. In hom, deur hom en tot hom het ek en jy die ewige lewe. Mense, dis genade. Jy hoef niks te doen daarvoor nie, jy hoef nie Shabbatte te onderhou nie, jy hoef nie die wet te onderhou nie. Dis gegee as 'n vrye gawe, dis 'n geskenk wat hy vir ons kom gee het. Mense, ek het vandag die voorreg om met jou te praat oor Sukkot. Nou vir baie mense wat nie weet wat dit beteken nie, Sukkot is die Hebreëse woord vir die Loofhuttefees. Dis 'n fees in die woord, dis die 7de fees, dis ook die laaste fees in terme van Levitikus hoofstuk 23. En natuurlik Shabbat is 'n weeklikse fees, maar hierdie fees is 'n besondere fees, die fees van Sukkot, of in Engels dan the Feast of Tabernacles, wat eintlik beteken waar Meester Yeshua sê, I want a tabernacle with my people. Ek verlang na my bruid. Ek wil by my bruid wees. Ek het my lewe afgeleef, my bruid. Nou is ek in die hemel. Ek kan nie wag dat my bruid in gereedheid kom, waar my bruid afgesonderd sal wandel, in heiligmaking, in bruidskap, en wanneer die laaste bassein sal blaas, gaan ek my bruid kom haal, sodat my bruid by my kan wees. I want to tabernacle with my bride. Dis 'n begeerte wat ons Vader het. En dis hoekom hierdie feeste so belangrik is. En mense, ek wil net vanoggend kom dankie sê. Weet jy maar wat is ek baie dankbaar? Ek is dankbaar vir Vader se woord. Ek is dankbaar dat sy woord die waarheid is. En dat sy woord my nie in my gemaksone hou nie. Ek is dankbaar dat sy woord my lewe rig, my lewe inkompas, in lyn met sy woord. Die woord leer my wie is Vader. Die woord leer my wat is sy karakter, wat is sy karaktertrekke. En ek moet daai karaktertrekke moet ek aanneem in my lewe en ek moet dit uitleef in 'n donker, krom en verdraaide wêreld. Dis belangrik dat ek en jy die opdrag sal aanneem om 'n ligdraer te wees van sy karakter. Dat ek en jy die sout van die aarde sal wees. En waar ons kom, dat ons geur sal bring, dat die atmosfeer sal verander, daar waar jy kom. Het gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die gees wat in ons is. Sy ruach. En daai ruach is 'n vuur wat brand hier binnekant my. Man, ek is sommer net opgewonde oor dit. Kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader om hierdie woord te seën, en jy wat ingeskakel is, jy wat luister, asseblief, ek bid saam met jou, dat jy nie in die slaap sal raak nie, dat jy wakker sal wees, dat jy nugter sal wees, en dat jy die woord sal hoor. Baie mense sê mos dat die feeste is Joods, en dis Ou Testamenties, en dis nie van toepassing nie. Vandag gaan jy hoor die ware betekenis van Sukkot. Nou mense, ek het al verskeie boodskappe gebring oor Sukkot,
En hierdie is een van die boodskappe. Asseblief, gaan kyk op YouTube, gaan Google dit, gaan kyk na dit, maak doodseker jy verstaan hierdie afspraak. Mense, wat vir my belangrik is, en dan gaan ons bid. Vader het afsprake met ons. En dis vir hom belangrik dat ek en jy die afsprake nakom. En ek gaan 'n bietjie later verduidelik oor die belangrikheid van hierdie afsprake. Hierdie is 'n afspraak wat hy met ons het, met my en jou. Hy het 'n weeklikse afspraak. En dan ons staan op die vooraand van Sukkot. Ek gaan die woordjie gebruik Sukkot, dan moet jy weet is die Loofhutterfees of dan the Feast of Tabernacles, dat jy net kennis neem van die terminologie. Ek gaan die woordjie Sukkot gebruik deurgaans in hierdie boodskap. Mense, kom ek en jy bid saam. Ons vra Vader vir sy seën op jou lewe, op my lewe. Ek by die woord moet verkondig en ek eer hom vanoggend daarvoor. So Abba Vader, dankie dat ek na U toe kan kom in die wonderbare naam van Meester Yeshua, die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. Dankie dat U die deur is. Dankie dat die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Dankie dat U U hemelse woonplek verlaat het. En die profeet Jesaja het geprofeteer om te sê dat U is Immanuel, God met ons. Wat 'n voorreg om U teenwoordigheid te kan beleef en te ervaar. Wat 'n voorreg om U woord by ons te hê, want U woord is U karakter. Die woord het vlees geword. Die woord het by ons kom tabernakel. En Vader, dankie daarvoor. Dankie vir U inspraak. Dankie dat U woord sê U sal ons nooit teleurstel nie. U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Ons aan die ander kant verlaat U. En ons wil vandag kom buig in aanbidding voor U aangesig om te sê ons is jammer as ons U verlaat het. En ons wil vandag terugkeer na U toe. Terugkeer na ons eerste liefde. Ons wil U lief hê met alles binne ons. En dan antwoord U, Meester Yeshua, en U sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons wil dit vandag doen. Dankie vir U Gees wat ons herinner om te wandel in U gebooie, U instruksies, U opdragte, U verordeninge en ook U stem. En dat die Gees ons sal lei vandag in die spore van geregtigheid om gehoorsaam te wees. Vader, ons kom verklaar in hierdie oggend, ons afhanklikheid is by U en by U alleen, want U is die bron van ons lewe, U is die bron van ons bestaan en ek dank U daarvoor. Abba, ek is opgewonde oor U. Ek dank U vir U. Ek dank U vir U genade. Ek dank U vir die feit dat U met ons is. U is wonderbaar. U is raadsman. U is sterke God. U is ewige Vader en U is vredevors. En dankie vir daai vrede wat ons vandag het op hierdie Shabbat. Daai vrede wat hierdie wêreld nie vir ons kan gee nie, maar net U alleen. Abba, dankie daarvoor. In die wonderbare naam van Meester Yeshua en my gees roep uit. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Ek weet nie van jou nie, maar as ek so met Vader praat, het ek net hierdie opgewondenheid in my binneste. Ek is lief vir die woord. Ek waardeer die woord. Mense, en ek wil gou met jou gesels. Laat ek gou vir jou 'n staaltjie vertel. Die belle vrou my in die week. Sy sê vir my, hoorie Frik, jy moet vir my bid. Ek het moeilikheid. Ek sê, hoekom? Sy sê, nee, ek bly nou by mense. Ek bly eintlik daar, maar ek kom kuier so 'n bietjie by mense. En toe hulle nou hoor waarvoor ek staan. Ek staan vir Shabbat en op Shabbat het ek die shofar geblaas en ek kom toe terug in die huis en ek sien hulle oë so groot soos pierings en hulle vra vir my, wat was dit? Sy sê, nee, ek het die shofar geblaas. Hoekom doen jy dit? Sy sê, want dit is Shabbat. Shabbat, dis die aankondiging. Die son het gesak. Dis Shabbat. Hierdie is belangrik. Dis Vader se afspraak. Sy sê hulle monde val oop. Die kooi loop hier by die kante uit. Sy vertel hulle van Shabbat. Hulle sê, luister, jy is in 'n cult. Jy moet uitkom, suster. Jy moet uitkom. Wat jy nou doen is nie in die woord nie. Kom uit. Hulle, daai hele aand op Shabbat, praat hulle met hierdie jong dame en sy sê net, ouens, julle verstaan nie, hier is die woord van Vader. Vader het met ons 'n weeklikse afspraak, julle verstaan nie. Daai volgende dag kom kuier daar iemand, toe het hulle die aand iemand gebel, 'n ex-pastoor, en hy kom toe en hy kom praat toe met haar en hy sê, van hoorie so, jy kan nie hierdie goed doen, hierdie goed is uit die put van die hel, jy kan dit nie doen nie, en hy gee vir haar skrifte, en hy praat met haar, hy sê, jong,
die genade van Vader en die liefde en jy moet dit en pas op vir dit en jy raak nou dit en eintlik is jy besig om die genade te verloor. Eintlik kan ek nie meer vir jou bid nie, want as jy dit wil doen, dan gooi jy eintlik sy genade terug in sy gesig. So jy moet maar terugkom asseblief. In die oorsprong van daai mense is toe natuurlik een van die susterskerke. Nou bel sy my, nou vra sy vir my, wat moet sy doen? Ek sê toe, wel is eintlik heel eenvoudig, ek dink jy die verkeerde ou gebel, want ek gaan jou vertel wat jy moet hoor. Nou sê sy, wat moet sy doen? Ek sê, gaan sê vir hulle, gaan terug en gesê vir hulle, goed, wys gou vir my, asseblief, wys my, ek gaan verander. As julle reg is, dan verander ek. As ek reg is, dan verander julle. Wys julle vir my in die woord. Hoekom kom julle by mekaar op Nuwejaarsdag? Hoekom kom julle by mekaar op Valentine? Terloops, wys vir my Valentine, want hulle praat daaroor. Wys vir my in die woord, waar word Valentine in beskryf? Dag, datum en tyd, dat dit 'n erkende fees is op die 14de Februarie elke jaar. Wys my, waar staan dit in die woord? Wys vir my. Haal die woord uit, moenie kom dit goed nie, wys my in die woord. Dan wys julle vir my, hoekom julle Easter herdenk. En wat beteken Easter? Wys my in die woord. Dan derdens, wys my, wat is Vadersdag? Wys my waar die woord sê, daar's 'n dag in die jaar, een dag in die jaar, wat jy by mekaar kom as 'n heilige saamkoms, om 'n vader van 'n huis te eer en te respekteer, en hy moet eintlik in die proses uitgelig en opgelig word as 'n mens. En dieselfde geld vir Moedersdag. Wys dit vir my. Ek sê gaan doen dit. Ek sê gaan vra vir hulle moet vir jou wys die fees van weke, Shavuot, wat is die betekenis daarvan? Want dit staan in die woord. Aan die woorde Pentekost, gaan vra vir hulle, wat beteken dit en hoekom vind dit plaas op daai spesifieke tyd en wat is die tydskedule vanaf die opstanding tot en met Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees. Vra hulle, gaan vra vir daai ex-pastoor, gaan vra hom hierdie vraag. En dan moet julle vir my wys, waar staan dit in die woord dat Meester Yeshua is gebore op Kersdag 25 Desember. Gaan wys dit vir my. Geef my die woord, wys vir my dat ons op sy verjaarsdag by mekaar moet kom in 'n kerk. Dis 'n heilige konvokasie, dis 'n heilige byeenkoms en waar ons hom die eer gee vir sy geboorte. Wys dit vir my. En dan moet julle my wys in die woord waar kom Vader Kersfees vandaan. Gaan wys dit vir my. Sy kom terug, sy sê sy kan nie. Ek sê nou gaan jy terug nou sê jy vir hulle. Al die feeste wat ek met julle nou bespreek, is 'n goue draad reg deur die woord van Genesis tot die boek van Openbaring en ek gee daai skrifte deur. Ek sê gaan praat met hulle. Nee, ons kan nie nou so toe gaan nie. Ons gaan hou by ons Kersfees, ons gaan hou by dit, ons gaan hou by dat. Ek sê weet jy wat, dan skit jy die stof van jou skoene en jy gaan aan. Jy gaan aan. Moenie toelaat om langer geïntimideer te word met paganism nie. Hulle het nie 'n idee. Bid vir hulle dat die skille van hulle oë sal afval. 2 Korintiërs 4 vers 4, dat hulle tot die waarheid sal kom. So ja, mense, ons het interessante tye, ons leef in interessante tye, maar vandag wil ek met jou praat oor die ware betekenis van Sukkot. So ek hoop jy het pen en papier, jy het daai letter, kry jou woord, ons gaan lekker Bybelstudie doen, maak sommer 'n paar aantekeningkies, hierdie is belangrik en ek sê weer, ek het al baie boodskappe gebring oor Sukkot, asseblief gaan kyk daarna op YouTube, daar's 'n klomp boodskappe. En wat 'n voorreg om binnekort die Sukkot fees te gaan aanbied op ons plaas te Kuilen. Hier kom 'n klomp mense, ons het pragtige woord. Daai woord ryk nog nie, hy's uit die oond uit en ons gaan hierdie ouens bedien met die woord van Skepper God. Maak doodseker Pesach volgende jaar, jy's op die plaas te Kuilen, moenie uitmis nie, dis 'n belewenis. Mense wat op die plaas was, sê vir ons dit voel asof hulle in Israel was. Hulle kan nie genoeg kry nie, hulle wil nie ry nie, wanneer ons die dag sê, okay, kom by, dan wil hulle nie ry nie, hulle wil daar bly, en hulle sê, nee, as hulle op die plaas kom, dan voel dit vir hulle, dis 'n heilige plaas, dis heilige grond, hulle wil hulle skoene uittrek. Nou ja, ek is baie opgewonde oor dit. Ek sê nou dag vir iemand, ek sê, jong, ek is in die beste seisoen van my lewe, moenie na my hart leer kyk nie, ek het energie onbeperk, jy moet dit vandag weet. Moenie na my hart keer kyk om te dink, nee, Frik is al gevorderd in jare nie, moenie, jy maak 'n groot fout.
Nou ek eer vanoggend vir Vader, ek eer hom vir sy gees, ek dank hom vir sy teenwoordigheid, dat hy my 'n paar jaar gelede bewus gemaak het van sy afsprake. Mense, toe ek die afsprake verstaan, van Pesach tot en met Sukkot, en waarvan Shabbat elke week van toepassing is, het my en Amila se lewe radikaal verander. Radikaal. En weet jy, vir ons was dit nie moeilik om die skuif te maak nie. Die transition het net eenvoudig plaasgevind. Ons albei het besluit om te sê, weet wat, dit resoneer met my gees, staan in die woord, kom ons doen dit. En sedertdien, mense, ek moet vir jou sê vandag, ons lewens het verander. My uitgangspunte het verander. Ek verstaan die woord op 'n ander manier. As jy nou vandag vir my sê, as iemand vir my sê, jong, jy moet uitkyk vir die wederkoms wat gaan plaasvind enige tyd, dan wys dit eintlik vir my dat daai persoon ken nie sy woord nie. Want die wederkoms kan nie plaasvind enige tyd nie. Dit vind net plaas oor 'n sekere seisoen. En daai seisoen is die fees van Yom Teruah, die blaas van die trompette. So nou loop ouens rond en sê, jy moet gereed maak, want die koms van Jesus is voor die deur. En sê ek, nee man, moenie investeer in sulke goed nie. Amos 3 vanaf vers 7, want hy openbaar al sy raadsbesluite aan sy knegte en profete. So as jy die seisoen ken, as jy die afspraak ken, dan ken jy Vader se hartklop. Want sy afsprake is 'n realiteits, ek wil sê effek in my en in jou lewe. Ons pas dit toe in ons lewens. En die oomblik toe ek hierdie goed snap van Pesach, die bloed van die lam, regdeur tot en met Sukkot, die laaste fees, dis ook die 7de fees. Dis die vervulde fees, en ek gaan nou met jou praat oor wat is die ware betekenis daarvan. En dan besef ek dat ouens wat sê dis Joods, nee. Ek dink nie hulle besef mooi eintlik wat hulle sê nie. Hulle maak 'n aanname en hulle weet nie waar kom dit eintlik vandaan nie, want as jy hierdie goed verstaan, dan verstaan jy eintlik dat ons het so baie verloor. Daar's vir ons gelieg, daar's vir ons verleiding, van die kansels afgebreek vir jare. Weet jy, toe ek klaar gestudeer het, in my teologiese studies, moes ek eintlik gaan unlearn het wat ek geleer het. Dit was moeilik hoor, om te unlearn. Ek moes ontleer, wat is die regte Afrikaans? Ek moes ontleer oor wat in my ingepomp is, oor al hierdie jare en uiteraard in my teologiese studieperiode. En as jy die feeste verstaan, as jy die afsprake verstaan, ek gaan praat van feeste en afsprake, dan moet jy weet, dat is afsprake wat ons eintlik gevul word met Vader se rykdom, sy heerlikheid, sy woord, want sy woord is sy afsprake. En ek wil vandag vir jou sê, en ek sit dit op rekord, dat Meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker, die Messias, die bruidegom wat weer gaan kom, hy word in al die afsprake, word hy geopenbaar. So as iemand vir jou sê, moet dit nie doen nie, weerhou daai persoon jou eintlik van die volle en die ware betekenis van wie is Meester Yeshua. Daai persoon is nie jou vriend nie, of jou vriendin nie. Daai persoon is eintlik jou vyand, wat vir jou eintlik wil weerhou van die totale waarheid van die openbaarmaking van sy woord. Mense, toe ek hierdie goed begin besef ek, dat wanneer ek die afsprake verstaan, die 7 afsprake, eintlik is 8, waarvan Shabbat elke week een is, toe ek het begin verstaan, toe begin ek te onderskei, wat is waar en wat is onwaar? Wat is paganism en wat is waarheid in sy woord? Toe begin ek te onderskei. En ek begin toe te besef, maar ek het al hierdie jare gewandel in menslike oorleweringe, godsdiensttradisies. As ek net daarin dink, dan is my kuite styf. Want ons is so gelieg. En nog steeds, as ek met mense praat, dan kan ek sien daai kyk in die oë wat nie wil fokus nie. Daai toehek in die beeste staan en niemand maak die hek oop nie. Ek sien dit. En ek besef, as ek Pesach verstaan, deur al die feeste tot en met Sukkot, dan verstaan ek waarheid, ek verstaan gees, ek verstaan bruidskap, ek verstaan afgesonderdheid, ek verstaan verootmoediging, ek verstaan Abba se hartklop, ek verstaan sy reddingsplan vir die mens.
As jy dit verwerp, hang jy in die lug, dan spekuleer jy. Ek hoef nie te spekuleer nie, ek verstaan dit. Dis die betekenis van Sukkot. En hierdie is my belangrik. Dis belangrik dat ek en jy die waarheid sal lief kry. Want nou in die seisoen waarin ek en jy nou leef, mense is die leer prominent, verleiding is prominent, misleiding is prominent. En die ouens wat ons verlei en mislei, weet nie is hulle verlei ons nie, want die dogma is vas in hulle gedagtelyne, is vas in hulle mond. Want daar's 'n weg wat van my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En daar's 'n hartseer woordjie in die Afrikaanse taal, en ek het dit nou die dag gesê, en die hartseer woordjie is, ons is Nuwe Testamentiese Christene. En hierdie woord is geskryf vir die Israeliete. Al is dit jou weergawe, asseblief, maak jou kerkdeure toe. Want dan is jy nie daar vir 'n roeping nie, dan is jy daar vir 'n beroep. Want as jy roeping het, sal jy die goed verstaan, en hierdie goed gaan uit jou uit manifesteer, en dit gaan uitkom uit jou soos lewende waters. Dis wat meester Yeshua sê, oor die periode van Sukkot. Hy sê, ouens, op die 8ste dag, hy staan op en hy sê, as julle in my glo, soos wat die skrif sê, daai skrif is die verwysing na die Torah, eerste 5 boeke van die Bybel. As julle in my glo, soos die skrif sê, want die skrif het hom reeds geopenbaar. Met ander woorde, in al die feeste, al die afsprake en Shabbat, is meester Yeshua geopenbaar, want die hele woord gaan oor hom. Die hele woord. Het is belangrik, mense, dat jy moet kennis neem, dat die hele skrif, van Genesis tot die boek Openbaring, die Nuwe Testamentiese Christen sê, ek het nie nodig om die Ou Testament te lees nie. Dis Joods, dis Israelies, dis wetties, dis oud, ons lees net die Nuwe Testament. En so, by the way, my pastoor sê ook so. Wel, dan plaas jy jou pastoor baie hoër as wat die woord geplaas word. En ek het 'n probleem daarmee. Ek het 'n probleem daarmee as jy 'n mens plaas bo aan die gesag van sy woord. Ek het 'n probleem daarmee. En die oomblik toe ek die waarheid begin besef, en ek dank Abba daarvoor, die waarheid in sy afsprake, die waarheid in sy feeste, die waarheid in sy verordeninge en sy instruksies en die bepalings van sy woord. En toe ek dit begin besef, toe begin die gees van God hier binne in my 'n waarheid ontketen. En ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly nie, want die waarheid en sy gees openbaar sy beeld. Sy beeld. En dit maak my opgewonde. So mense, oor die periode van Sukkot, die Loofhuttefees, is die opdrag en die instruksie gewees, bou hutte. Bou vir my 'n shuka, dis die Hebreëse naam vir 'n hut, 'n tydelike. Bou vir my 'n shuka. Nou die oomblik wanneer ons die shukas bou, nou ons was so 'n paar jaar gelede, was ons in Israel gewees, oor die periode van Tabernacles, oor die periode van Sukkot. Dit was amazing gewees. Kom ek sê vir jou, daar was feesvieringe gewees. Ek onthou in Ben Yehuda straat, het daar straatmusikante, die mense het gehuppel, hulle het gedans, want dis Sukkot. Hulle vier fees, hulle roep die reën, want die saad is geplant, hulle roep die reën vir die nuwe seisoen. En hulle verwag iets, daar's 'n verwagting in die gees. Dit was 'n opgewonde periode. Nou wanneer jy die shuka dan bou, dan is dit 'n terugwysing van my tydelike woning, nou in hierdie geval, die terugverwysing na die 40 jaar, wat die volk gewandel het in die woestyn, en toe hulle uit Egipte uitgekom het, het hulle hierdie shukas gebou, en dan hierdie shukas moes gebou gewees het, en het staan bekend as dan 'n tydelike wooneenheid, of 'n tydelike woonplek. En hy was maar net so, how do you do gebou, en dan het hy palmtakke bo-oor gehad, en dit was 'n beskerming gewees, natuurlik teen die koue en die wind, en daai tipe van ding, en dit was 'n tydelike tentwoning, wat die betekenis is, julle bly tydelik op hierdie aarde, in julle tydelike tentwoning, totdat ek julle kom haal, sodat julle permanent by my kan wees, in julle beloofde land. So die hele Exodus uit Egipte uit in die 40 jaar in die woestyn, en toe in die beloofde land onder die beheer van Josua, is ons presies dieselfde. Ons kom uit Egipte uit, ons kom uit Babylon uit, ons kom uit Egipte uit in Moab en Babylon, ons kom daaruit vanweë die verlossingswerk van die bloed van die lam. Nou is ons in hierdie woestyn gedeelte, ons bly in tydelike huise op hierdie aarde,
en binnekort gaan ons saam met hom na ons permanente woonplek, ewig saam met hom, na ons beloofde land, die koninkryk van ons hemelse Vader. So ander woorde, daai gedeelte van Egipte in die beloofde land, in die woestyn in die beloofde land, is uiteraard 'n skaduwee waar ek en jy nou leef. Dis 'n skaduwee. En die beste van alles is, dat tabernacles, of dan die Sukkotfees beteken, hy is met ons. Hy sal ons vooruitloop met 'n wolkkolom bedags, en s'nags met 'n vuurkolom. Hy sal ons voorsien manna uit die hemel uit, en kwartels uit die hemel uit. Hy sal vir ons sorg, en wanneer Shabbat aanbreek, sal ons weet, dit is hy, want hy gee vir ons 'n dubbele porsie, en wanneer hy 'n dubbele porsie gee, dan kom bevestig hy sê, ek is julle Elohim, en julle is my volk. En die betekenis van Sukkot, dit gaan oor die bruilof van die lam. En die bruilof van die lam begin eintlik, direk begin dit eintlik by die blaas van die trompette, nee, dit beteken Yom Teruah. Yom Teruah beteken, kom in gereedheid, want die koning is in die veld, blaas die trompette, die koning gaan op sy troon sit, en hy gaan oordeel, en hy gaan beoordeel, wie van julle is goeie landsburgers, en wie van julle is nie goeie landsburgers nie. En dan word dit gaan gepaard met die blaas van die trompette. Met ander woorde, die bruid, hoor nou mooi, die bruid, hoe lyk die bruid? Afgesonderd, leef in heiligmaking, wandel in gehoorsaamheid. Dis die bruid se eienskappe. So, voor Yom Teruah aanbreek, die blaas van die trompette, voor Yom Teruah aanbreek, dan met die bruid sekere eienskappe hê, en daai eienskappe begin dan by die eerste afspraak, die eerste fees, Pesach, die bloed van die lam. As ek die bloed sien, I will pass you over. As ek die bloed sien in jou tabernakel, jou tempel, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees, as ek die bloed sien, sal die pla van Babylon, sal die pla van Egipte oor jou gaan, hoor wat sê die woord in Openbaring 3 vers 10, hy sê, en al die bewoners van hierdie aarde gaan op die proef gestel word, maar omdat jy my woord bewaar, sal ek jou bewaar, soos in Egipte in die uur van beproewing. Dis so. So die heel eerste fees is natuurlik dan Pesach, die bloed van die lam. Onthou nou, ek praat nou met jou oor Sukkot, wat beteken die bruilof van die lam. Wie is die bruidegom? Meester Yeshua. Wie is die bruid? Ek en jy. Ons is die bruid. Waar sit ons? Aan die bruilof van die lam. Hoe lyk die eienskappe van die bruid? Die bruid moet gewas wees deur die bloed van die lam. When I see the blood, I will pass you over. Dan die tweede eienskap van die bruid is heiligmaking. Dis oor die periode van ongesuurde brode. Is 'n 7-dag periode, ongesuurde brode. Dit begin die dag net na Pesach. Op die 15de dag van die maand van Abib, dan is dit die aanbreek van ongesuurde brode, waarvan die eerste dag en die 7de dag is 2 heilige dae. Dit moet vir julle 'n heilige byeenkoms wees. Oor daai periode van 7 dae moet jy die suurdeeg uit jou lewe uithaal. Dis die eienskappe van die bruid. Kry klaar met die sielswonde, kry klaar met jou emosionaliteit, kry klaar met dit sodat jy volwasse kan word in my en dat jy in seunskap kan wandel, want my seun kan erfgenaam wees. Dis die eienskappe van die bruid. Die derde eienskap van die bruid is natuurlik wedergeboorte. Wedergeboorte vind plaas wanneer ek besluit deur die inspraak van die Gees, en die Gees herinner my om terug te keer na Vader se weë en sy gebooie en sy instruksies, en dan kom die Gees en hy sê vir my, hoor die Frik, jy moet wedergebaar word. Wat doen ek? Ek sterf gelykvormig in die waterbad saam met Meester Yeshua, en dan staan ek op gelykvormig met Meester Yeshua in 'n nuwe lewe. Ek is 'n nuwe skepping. Die ou lewe lê in die watergraf, en nou is ek 'n nuwe skepping, en nou kan ek ontvang die inspraak van sy Ruach, sy Heilige Gees. En na die opstanding, presies 50 dae, kom die volk in Exodus 19 en 20 by die berg van Sinai, en Vader gee hulle sy ketubah, hy gee hulle sy ooreenkoms, hy gee eintlik vir hulle die huwelikskontrak. En die huwelikskontrak word in Handelinge 2, word hy op my hart geskryf, waar die Gees van die lewende God in die bovertrek uitgestort is, op die ontstaan van sy eklesia, die gemeente, en dit is Shavuot. Mense, en ons is nou by die laaste fees, so dis die 4 eienskappe van die bruid. So op Yom Teruah, dan word die shofar geblaas. Wie kom gehaal word? Sy bruid. Hoe lyk die bruid? Die bruid
ek het hier 'n lampie. Die bruid het so 'n lampie. Dan in is die olie, en hier is ons dan natuurlik die put, en dan hierdie lampie het olie in en hy brand. Met ander woorde, die olie in die lampie is jou gehoorsaamheid en jou wandel in heiligmaking en in bruidskap, en dit gaan terug na die Torah. Want wie is die lopende lewende Torah? Meester Yeshua. Hy het ons kom leer in die Nuwe Testament, en ek hou nie daarvan nie, in die Nuwe Testament, wie is hy, en wat is in hom geopenbaar? Nou blaas die trompette oor die periode van Yom Teruah, die dag en die uur weet niemand nie, maar die seisoen ken ons. En wanneer jy in die hemel kyk en jy sien the sliver of the moon, dan weet jy, dit het aangebreek. By the twinkling of an eye. Mense, is vinnig, dan kom hy. 10 dae later, is dit Yom Kippur. 10 dae later. Ons noem dit in Engels, the 10 days of awe. Die 10 dae van verootmoediging. Dan vind die weegskaal plaas. Dan is jy bekommerd. Dan word jy geweeg. Of jy word aanneemlik gevind, of jy word wegwerplik gevind. Dis die weegskaal. Dis die aangesig tot aangesig, Yom Kippur. Dis die heiligste dag van die jaar. Dis 'n weegskaaldag. Dis wanneer die boeke toegemaak word. En daarna, as jou naam nie in die boeke geskryf is nie, Openbaring 21 vers 8, gaan lees dit. As jou naam nie geskryf is nie, het jy moeilikheid. 5 dae later, 5 beteken genade. So, ander woorde, direk na Yom Kippur, dis 'n eendagfees, dan is daar weer die laaste fees, dit is die fees van Sukkot, dis waar ons nou is. Dis 'n 7-dag fees, waarvan die 8ste dag 'n heilige dag is. Waarvan die eerste dag en die 8ste dag is heilig. Kom by mekaar, en dit is wat ons nou op die plaas gaan hê, op die plaas te kuile. So ander woorde mense, van Pesach tot en met Sukkot, oor wie gaan dit? Die bloed van die lam, die eerste fees, die bloed van die lam, wie is die lam? Dis meester Yeshua. Die tweede fees, het hy die sonde van die wêreld op hom geneem, en hy is vir 3 dae en 3 nagte in die buik van hierdie aarde. Dit gaan oor meester Yeshua, en hy het opgestaan, dis die derde fees, die fees van eerste vrug, the first fruit. Hy was die beweegoffer gewees voor die aangesig van Vader Yahweh, ons Elohim. So ander woorde, dit is dan die beweegoffer, dis die derde fees. Die vierde fees is Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees. Oor wie gaan dit? Hy sê, ek gaan na my Vader toe, ek los julle die helper en die trooster om by julle te wees, sodat julle groter dinge kan doen as wat ek gedoen het. So nou is ek gelyktydig by almal, so dis vir julle beter dat ek weggaan, en ek stuur my trooster en my helper, om julle te leer wie ek is, en dit is die belofte van die Vader. Dit is die uitstort van die Heilige Gees. Dis die vierde fees. Die 5de fees, kom haal hy ons, met die blaas van die trompette. So oor wie gaan dit? Meester Yeshua, die bruidegom, die Messias. Die 6de fees is Yom Kippur, maar aan woorde die versoensdag. Daar vind versoening plaas, so wie die versoening vir ons gebring? Meester Yeshua, deur wat? Deur sy bloed. Atonement through the blood. En as ek en jy dit kan verstaan, dan weet ons waaroor dit gaan. Dit gaan weer eens oor hom. Hy kom atonement doen as die enigste ware hoëpriester, die orde van Melchisedek, en hy bring versoening vir ons, en die skeidsmuur is afgebreek. Dit is die 6de fees. Die 7de fees is Sukkot, dis waar ons nou is. Dit gaan oor die bruilof van die lam. Wie is die lam? Meester Yeshua. Wie is die bruid? Ons. Dis die bruilof van die lam. Ons sit in die tafel van die bruilof van die lam. Oor wie gaan dit? Meester Yeshua. Nou sê die kerk, nee, julle kan dit nie doen nie, dis okkulties en wat ook al die geval mag wees. Mense, kan ek asseblief sê, gaan kyk self. Ek verstaan nie, waar kom hierdie mense se goed vandaan nie. Mense, as ek hierdie feeste verstaan, ek het nou sopas vir jou verduidelik, verstaan ek die reddingsplan van ons hemelse Vader, in meester Yeshua, want die hele woord gaan oor hom. Dit gaan in die Bereshit, wat natuurlik Genesis beteken, die aarde was woes en leeg gewees, van daar tot die laaste skrif in die boek Openbaring, gaan dit oor 'n huwelik. Adam, Manin, Eva, in die boek van Genesis, wat gaan oor 'n huwelik, en reg deur die Bybel, tot en met die boek Openbaring, en die bruid sê kom,
En die Gees sê kom, die bruid en die Gees sê kom, waarheen? Na die bruilof van die Lam. Salig is hy wat my gebooie doen, sodat hulle kan toegang hê tot die boom van die lewe. Die boom van die lewe is die menorah, dis die 7 eienskappe van die Gees. Die boom van die lewe en toegang kan hê tot die stad, die nuwe stad Jerusalem. Die nuwe stad Jerusalem is natuurlik die 8ste dag wat ek nou met jou gaan bespreek. So mense, Sukkot is 'n feesvieringe. Ek en jy is verlos van Egipte. Halleluja. Ons is verlos van hierdie wêreld. Ons het uit Egipte uitgekom. Ons het die ketubah ontvang. Ons het sy verbond op ons hart kom skrywe. Ons is in voorbereiding. Ons is in afwagting dat die wolke sal oopbreek, die trompette blaas. Hy kom haal ons. Ons staan voor die regterstoel van ons hemelse Vader en hy kom beoordeel ons en hy oordeel die wêreld. En daarna, na die oordeel, is daar 'n fees en daai fees is Sukkot. Terloops, ek wil net vanaand vir jou verduidelik dat, onthou jy toe die volk vasgevang was in Egipte. Toe kom Moses en Aaron by Farao en sê vir hom, Farao, jy moet kennis neem dat die God van die Hebreërs het aan ons die opdrag gegee om hom te gaan aanbid in die woestyn vir 3 dae. Ons wil verlof hê by jou om te gaan om die Loofhuttefees te gaan herdenk. Dit is waaroor dit gegaan het. Die Loofhuttefees. Farao sê, daar's nie 'n manier nie. Julle ouens bly net waar julle is. Julle vat kanse, want as julle woestyn toe gaan julle nie weer terugkom nie. Ek sien, ek kyk julle planne, julle het agendas. So julle gaan nie. Daar's nie 'n manier hoe ek dit sal toelaat dat julle die Loofhuttefees gaan vier nie. En so terloops, wie is hierdie God? Ek is dan die God. Ek is die God van die Nyl. Ek is die afgod Ra. Ek is die Ra God. Ek is die Amun Ra God. Die God van hemel en die God van aarde, die maan en die son en die sterre. Ek is die God van die Nyl. Hy het gedink, hy is God. Toe kom hy agter, hy sit die pot heeltemal mis. So toe begin die pla. So wanneer die pla begin? Die pla begin oor die periode van Sukkot. Tot wanneer toe? Tot die pla gestop met die dood van die eerstgebore. Met ander woorde, Pesach. So hoe lank was die plaag gewees? Oor 'n periode van 6 maande. Van wanneer af? Van die laaste fees, die fees van Sukkot, tot en met die eerste fees, die fees van Pesach. Dis hoe lank die plaag was. So Sukkot, die Loofhuttefees, herinner my dat Skepper God van hemel en aarde is by my en hy is by jou. Hoekom? Because he wants to tabernacle with us. En daarom bly ons in tydelike woonplekke oor hierdie periode, net om ons te herinner. Ons is net tydelik op hierdie aarde. Ons is op pad na die beloofde land toe, die koninkryk van Elohim. Ons is vir ewig binnekort saam met hom. En natuurlik, Sukkot is die verwysing of die heenwyse na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis die ware betekenis van Sukkot. En die verwysing is na die verdrukking. In die boek Openbaring, na die verdrukking, na die chaos, na Openbaring 13, die merk van die dier, Openbaring 14, die toren van Elohim wat uitgestort word op hulle wat die merk gaan vat. Die engele opdrag, om te sê, vrees hom wat hemel en aarde gemaak het, die see en die waterfonteine, aanbid hom, keer terug na hom toe. En hulle wat sy gebooie bewaar en sy getuienisse behou, keer terug na hom toe, die engel roep dit uit. Dan Openbaring 15, 16, 17, 18, 19, die openbaarmaking van die val van Babylon. Dan word die pla en die bale en alles word uitgestort op hierdie aarde. Dis chaos. Dis absolute chaos wat oor hierdie wêreld gaan kom en elke persoon gaan beproef word. En na die tyd is dit die bruilof van die Lam. Na die verdrukking. So Sukkot se ware betekenis is eintlik die verwysing van Vader, Skepper God van hemel en aarde, het hierdie wêreld gemaak in 6 dae. Op die 7de dag, Genesis 2, het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Hy het die 7de dag geseën en het dit geheilig, moet dit nie vergeet nie. Hy het dit geseën en dit geheilig. So ander woorde, lank voor die wet in Exodus 20 is hierdie al ingestel. So as jy nou mooi daaraan dink, ons is nou in die 6000ste jaar. Die 7000ste jaar is nou hier. Hy is hier. Ons is al vroeg in die oggend van die 7000ste jaar. Dit laat my dink aan die 3 dae van voorbereiding in Exodus 19
op die berg van Sinai, waar Vader vir Moses gesê het, gaan sê vir my volk, hulle moet voorberei hierdie dag en die volgende dag, en vroegoggend van die derde dag, gaan ek verskyn op die berg. Ek wil my ketubah, my huweliksooreenkoms wil ek met hulle bespreek. Ek wil dit vir hulle gee, dat hulle kan weet wie is ek, en wat hulle moet doen, en wat ek van hulle verwag, en wat hulle van my kan verwag. Gaan doen dit. So die sewende dag, Shabbat, elke week, is eintlik die rehearse, ek soek net die Afrikaanse woord, die oefening, die voorbereiding vir die 7000ste jaar, die millennium. So Sukkot is eintlik die aankondiging van die millennium, waar ons by ons hemelse Vader gaan wees, die bruidegom, en die bruid gaan in sy teenwoordigheid wees, and they tabernacle together, forever. Halleluja. Kan jy sien die ware betekenis van Sukkot? Nou sê mense, nee, jy moet dit nie doen nie, dis Joods. Boeg man, hierdie is die waarheid. Sukkot is met ander woorde die aanbreek van die Shabbat, die aanbreek van die 7de dag, die aanbreek van die 7000ste jaar, die millennium. En op die 8ste dag, dan moet ek mooi werk met die vingertjies, op die 8ste dag staan Meester Yeshua op, en hy sê, as julle in my glo, soos die skrif sê, lewende waters gaan uit julle binneste uitvloei. Nou mense, ek het al 'n teaching gedoen oor die water, en die betekenis van die water oor die periode van Sukkot. Gaan kyk dit asseblief, anders gaan hierdie boodskap baie lank wees. So die 8ste dag, waar Meester Yeshua opstaan in die boek van Johannes hoofstuk 7, sê hy daar, as jy in my glo, soos die skrif sê, lewende waters uit jou binneste sal uitkom, dis die aanduiding van die nuwe seisoen, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So Sukkot is eintlik 'n besondere fees. Dis 'n 7-dag fees. Nou mense, ek het dit al voorheen genoem, en ek gaan dit nou weer vir jou noem, dat hy wil met ons tabernacle. Van die begin van tyd wil Vader by ons wees. Weet jy, toe Adam en Eva op hierdie aarde was, het Adam nooit opwaarts gekritiseer om te sê, Abba, gee vir my 'n vrou nie. Hy het nie geweet hoe lyk 'n vrou nie. Hy het hom gemeet aan 'n wilde hond, en 'n bobbejaan, en 'n gorilla, en 'n os, en 'n renoster, en 'n olifant. Hy het hom gemeet aan dit. Hy het nie geweet hoe lyk 'n vrou nie. Dus hy het regtig nie geweet hoe lyk 'n vrou nie. In die eventueel toe 'n vrou sien, toe sê hy, wow, man! Dis waar die woordjie woman vandaan kom. So dit was 'n tydperk van Adam gewees. So Yom Teruah is die aankondiging dat die bruid kom, en Sukkot is wanneer ons sit in die bruilof van die lam. So sy koms beteken eintlik, hy is Immanuel, God met ons, wat die profeet Jesaja geprofeteer het om te sê, he wants to tabernacle with his bride. En in Johannes 1 vanaf vers 14 is die woord baie duidelik, die woord het vlees geword, met ander woorde, hy het by ons kom tabernacle, hy verlang na ons is sy bruid, hy wil by ons wees, soos jy nou ooit gewonder het, wanneer is Meester Yeshua gebore? Dan kan jy gaan kyk, en ek het dit al bespreek, dan kan jy gaan kyk in die boek van Markus, en ek het hierdie goed al breeds behandel, maar ek wil dit net weer vir jou sê, as jy gaan kyk na die diensorde van die leviete, van die priesters in die tempel, as jy gaan kyk na die diensorde, en wanneer is Johannes die Doper gebore, dan 6 maande later is Meester Yeshua gebore, dan is Meester Yeshua gebore op die heel eerste dag van die aanbreek van die fees van Sukkot. Dis 'n 7-dag fees. En op die 8de dag, in terme van die verbond, is hy besny. En dit balanseer 100%. Nou as jy die woord verstaan, en jy verstaan die feeste, sal jy ook weet, in die boek van Deuteronomium 16 vers 16 sê hy 3 keer 'n jaar, en ek gaan dit nou hanteer, dan moet jy kom na Jerusalem, die plek wat ek vir julle sal uitverkies, en dan moet julle daar met julle dienste hou. Met ander woorde, oor hierdie periode, die periode van Sukkot, was alles volgeboek. Die herberge was alles vol, die gastehuise was vol, die hotelle was vol, die karavaanparke was vol, alles was vol. Daar was nie plek gewees vir hom nie. Dis hoekom hy in 'n stal gebore was. En 'n stal se betekenis is eintlik, dis 'n tydelike woonplek, dis eintlik 'n shuka. En op die 8de dag is hy besny.
En as jy nou mooi daarna kyk hoe lyk 'n shuka, gaan Google dit asseblief, as jy sien 'n shuka het net een deur, jy kan net van een kant af inkom. Met ander woorde, wie's die deur? So selfs die shuka is 'n heenwyser na Meester Yeshua. Dis die 4de letter in die Hebreëse alfabet. Dit is Dalet. Hy's die deur, die weg, die waarheid en die lewe. Daar's net een deur. Jy kom net in die shuka in met een kant. Dit is hy. Hy gee nou vir ons 'n tydelike woonplek op hierdie aarde, maar wanneer hy ons kom haal met die aanbreek van Yom Teruah, dan is ons vir ewig en altyd by hom, en hy bring ons into the bridal chamber, en ons sit in die bruilofslamp van die tafel, in die tafel van die bruilof van die lam, en dit is Sukkot. Dis into the bridal chamber, vir ewig en vir altyd. Die shuka is natuurlik die aanduiding dat wanneer jy in jou bed lê en die dak is toegemaak met palmtakke, dan sien jy die son, of jy sien in die aand sien jy die maan en jy sien die sterre. En dit laat jou herinner met wie ons te maak het, met hom wat hemel en aarde gemaak het. En as jy opkyk na die maan en die sterre, dan besef jy opnuut, hy is skepper God van hemel en aarde. Hy is ons voorsiener, hy is ons helper, hy is ons leidsman, hy is ons herder, hy lei ons na die koninkryk van God. Hy lei ons na die beloofde land wat hy vir ons kom beloof het as bruid. Hy is die bruidegom en hy neem ons by die hand en hy lei ons in die spore van geregtigheid met die attribute van sy Heilige Gees opgeteken in Jesaja 11 vers 2. En dis die erfenis waarin ek en jy wandel. Die Sukkotfees is 'n groot fees. Dis een van die grootste feeste. En dis 'n fees wat plaasvind na verootmoediging. Dis 'n fees wat plaasvind na die weegskaal, na die aangesig tot aangesig om te oordeel. Dis die fees wat plaasvind nadat die boeke toegemaak is. Dis 'n plek van no return. Dis Yom Kippur. Yom Kippur is net voor die fees van Sukkot, of die Loofhuttefees. Nou as jy die boek van Nehemia gaan lees, veral Nehemia hoofstuk 8 kan jy gaan lees. Nou wat gebeur het by Nehemia? Hulle het lank laas, het hulle die boeke oopgemaak en die skrauls gelees in terme van die wet. Want die wet van God gaan oor sy ketubah. Dis sy verbond wat hy met ons het, dis op my hart. En omdat dit nou op my hart is, het ek wil hart om hom te eer en te loof en te prys. Ek wil in sy weë wandel. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil dit doen om hom te behaag elke dag van my lewe. Ek wil dit wees. Ek wil lief hê wat hy lief hê, en ek wil haat dit wat hy haat. Ek wil hart. Dis 'n kultuur. Ons kultuur in Suid-Afrika is braaivleis en rugby en Black Label of oude meester. Man, kry vir jou 'n nuwe meester. Sy naam is Meester Yeshua. Hou op drink, hou op suip. Hemel mense, ek gaan nog eendag weer daaroor praat. Hoe dit ook al sy. Nehemia hoofstuk 8. Blaai gesaam met my asseblief na Nehemia hoofstuk 8. Vers 10 die B gedeelte. Hoor gou hierso, maar ek wil jou vra om die hele gedeelte te gaan lees. Hy sê hierdie dag is 'n heilige dag aan Vader Jahwe die Almagtige, julle Elohim. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor, toe hulle die woorde van die Torah hoor. Vers 11. Verder het hy vir my gesê, gaan, eet lekker, spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Elohim. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van Vader Jahwe, die Almagtige, is julle beskutting. Halleluja. En vers 12, die Lewiete het toe die hele volk in berading gebring gesê, hey, wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees dus nie bedroef nie. Belangrik, so ander woorde mense, Sukkot is feesvieringe. Nou op die plaas vier ons fees. Luister, ons celebrate, ons loof, ons prys, ons het ons kleed aan, die bruilofskleed, ons is reg, ons is gereed, want ons name is op 'n lys, ons is die genooides om te kom sit aan die bruilof van die lam. Bly gesaam met my terug na die boek van Deuteronomium asseblief, Deuteronomium hoofstuk 16. Ek gaan lees vanaf vers 15, hoor wat sê die woord. Hy sê 7 dae lank, as jy dit lees moet jy mos nou weet, dit is, as jy 7 dae lank die woordjie lees, dan moet jy mos nou weet, voor ek verder lees, dit kan 3 feeste wees, of die fees van ongesuurde brode,
of die fees van weke, Pentekoste, die uitstort van die Heilige Gees, of dit kan wees die Sukkotfees, die loofhuttenfees fees. Kom ons kyk wat se fees is hierdie. Deuteronomium 16 vers 15 tot 16. 7 dae lank moet jy vir Vader Jahwe die Almagtige jou Elohim 'n fees hou op die plek wat Jahwe die Almagtige sal uitverkies, want Vader Jahwe die Almagtige sal jou seën in al jou inkomste en in al jou werk van jou hande, en jy moet maar net vrolik wees voor sy aangesig. Onmiddellik sê dit vir my, dis die fees van Sukkot. Onmiddellik. Want dis die aankondiging van die nuwe seisoen, die nuwe landboujaar. Ons gaan geseënd wees, en hier kom profeteer, hy sê, al jou inkomste sal geseënd wees, en al die werk van jou hande sal geseënd wees, en wat jy nou moet doen, hier is die instruksie, jy moet vrolik wees. En nou kom dit, nou moet jy reg wees vir dit. So nou wil ek die vraag vra, is jy geseënd die afgelope jaar in 2025? Frik, ja, ek is geseënd, baie dankie. Gaan dit goed met jou? Great, dit gaan met my fantasties. Dank Vader se genade. Iemand bel my nou die môre en sê vir my, Frik, hoe gaan dit? Ek sê, weet jy, om jou eerlik te antwoord, dit gaan met my beter as wat ek verdien. Hy sê, wow, ek moet daai ene onthou, dit gaan met my beter as wat ek verdien. Daarom hou ek fees in sy lieflike teenwoordigheid. Man, ek is opgewonde. Nou hier kom dit, nou vra ek gou die vraag vir jou. Was jy geseënd gewees in 2025? Want hierso sê vers 15, hy sê, en Vader Jahwe, jou Elohim, met jou geseën, met al jou inkomste, en die werk van jou hande. Nou vra ek vir jou, is jy geseënd? Yes, ek is geseënd. Het jy genoeg gehad om te eet? Yes. Het jy slaapplek? Het jy dak oor jou kop? Het jy genoeg kos in jou koskaste? Het jy genoeg diesel in jou tank of petrol in jou tank? Is jou yskaste vol? Ek is geseënd. Nou kom die volgende. Vers 16. 3 maal in die jaar moet jou manne voor die aangesig van Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim, verskyn op die plek wat hy sal uitkies op die fees van, nommer 1. Nou moet onthou, die uitkies was altyd na die tempel gewees. Daar is nou nie meer 'n tempel nie. So waar is die tempel nou? Hier. Ek en jy sê tempel. Wat moet ek en jy doen? Gehoorsaam wees aan hierdie fees. So daar's nou 3 feeste. Wat een praat hy hiervan? Hy sê nommer 1, julle moet kom na die fees van ongesuurde brode, op die fees van weke, met ander woorde, Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, en op die hittefees, Sukkot, Tabernacles. En hulle mag nie met leë hande, want in vers 15 is jy geseën. Jy's geseën, met ander woorde, jy bring jou saad. Jy wag nie tot die saad opkom nie, jy bring jou saad nou. Hy sê, ek sal jou seën in al jou inkomste en in al jou werk van jou hande. En as jy geloof het in die inkomste wat jy nog gaan kry, en jy het geloof in die werk van jou hande, dat jy suksesvol sal wees, dan sê hy hier, moenie nou kom met leë hande nie, kom saai in sy koninkryk. Hy sê, en hulle mag nie met leë hande voor my aangesig kom, van Vader Jahwe die Almagtige. Jy mag nie verskyn met leë hande nie. Vers 17. Elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van Vader Jahwe die Almagtige, wat hy jou gegee het. Nou lê die keuse by jou. Hoe gaan jy hom seën? Want jy moet saad in die grond hê, en dis waaroor die Sukkotfees gaan. So, nou wil ek gaan met jou praat oor Sukkot, en die tydelike hut wat bekend staan as 'n shuka wat gebou word tydens die periode van Sukkot. So die shuka wat gebou word, nou op die plaas by ons eetsaal, het ons 'n mega shuka gebou. Dis 'n mega shuka. Dis nie 'n toedak struktuur nie, dis toegemaak met skadinet, en daar eet ons. So ons doen alles daar. Ons eet daar, ons fellowship, ons geniet dit, ons vier fees in ons mega shuka. Daar kan so plus minus 300 met moeite so 320 mense inpas onder ons shuka. Ja, dit is redelik groot. En dan natuurlik sit elkeen by 'n tafel. So ons is baie geseënd. So die shuka staan eintlik ook bekend, as jy mooi daaraan dink, as die chuppah. So wat is 'n chuppah? Chuppah is 'n beskerming. Dis 'n koepel wat gebou word deur die bruidegom
voor hy met sy bruid in die huwelik ingaan, dan nooi hy sy bruid om te kom staan onder die chuppah, onder die beskerming van die Almagtige, die skaduwee van die Allerhoogste. Dis eintlik wat dit beteken, dis eintlik wat die shukah beteken. Dis daai beskerming, met ander woorde, into the bridal chamber. Dis Vader se beskerming dan oor hierdie huwelik, want 'n huwelik is 'n verbond. En daai verbond moet geëer word. En nou kom ek ter afsluiting by 'n hartseer saak. En nou kom ek vandag na jou toe. En ek wil hoor of jy gereed is. Na aanleiding van hierdie boodskap, neem ek aan jy verstaan die ware betekenis van Sukkot, die Loofhuttefees, of dan the Feast of Tabernacles. Matteus hoofstuk 22. Is daar 'n man en hy het toe 'n bruilofsgeleentheid. En hy stuur toe sy mense uit om die genooides, hulle name is op 'n lys, om die genooides te gaan haal in oor hierdie wêreld. En die genooides het uiteraard vanweë die feit dat die bruidegom getalm het, om seker te maak meer mense kom in, het hulle afvallig geraak. Hulle het nie volhard tot die einde toe nie. Hulle het moeg geraak. Hulle was gekontamineer deur boodskappe op YouTube en op TikTok en op sosiale media, wat vir hulle klomp stories kon vertel het, en hulle dit begin glo. Toe het hulle begin besig raak met allerhande goed. Hulle begin eiendomme koop, hulle het beeste gaan koop, hulle het besighede gekoop, hulle het betrokke geraak hier, hulle het betrokke geraak daar, en die gaste het so besig geraak met hulle eie goed, dat die persoon wat die bruilof gereël het, wat bekend staan as Vader Jahwe die Almagtige, wat die bruidegom gereël het vir sy seun, meester Yeshua die Gesalfde, het kwaad geraak. En hy het gesê, gaan uit, gaan haal almal, want die genooides, hoor nou mooi, vers 8 van Matteus 22, die bruilof is gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Ja. Nou mense, as jy die feeste nie verstaan nie, en jy verwerp dit, het jy nie 'n idee waaroor daai vers gaan nie. Nie 'n idee nie. Hoor dit sê Openbaring 21 vers 3. Hoor hierdie taal van Sukkot, hoor hierdie taal. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor wat sê, die tabernakel van Elohim is by die mense. Met ander woorde, he tabernacle with his people. Dit is Sukkot. Dit is die fees van Sukkot. En hy sal by hulle woon, he tabernacle with us, oor die periode van Sukkot, bruidegom, bruid, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, and die tabernacle with us. Kan jy sien hoe belangrik is dit, Openbaring? Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, because the word became flesh and tabernacle with the bride, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van Vader Jahwe die Almagtige kom, vol van genade, vol van waarheid, en dit is oor die periode van Sukkot, die geboorte van meester Yeshua. Mense, ek sluit af om vir jou te sê dat teen die einde van die fees van Sukkot, ek het vandag met jou gepraat oor die ware betekenis. So die einde van die fees, wat nou gaan plaasvind in die maand van Oktober, die einde, die laaste dag van die fees, is natuurlik die begin van die nuwe Torah siklus wat gaan plaasvind, om dit te lees vir 52 weke. Dis die begin. En wie wat gebeur dan? Dan van daai klomp rabbies daai skril, en hulle vat daai skril en hulle hardloop in die strate in, want hulle is opgewonde, en hulle sê, ons gaan die woord van Elohim weer kan lees vir die volgende jaar. Dan roep hulle met vreugde uit, die woord van God, en dan roep hulle uit, Shem Chatura, Shem Chatura, met ander woorde, die vreugde van die woord, die vreugde van die woord, dan begin hulle weer die woord te lees. En ek wil vandag vir jou sê, vandat ek dit begin doen, het my lewe radikaal verander. Ek verstaan die woord, ek verstaan die woord soos 'n legkaart, ek verstaan die feeste, ek ken die hart van Abba, ek besef wie is hy, die vreugde van die woord, Sim Chatura. So Sukkot,
Sukkot, hoor my baie mooi, laastens, is die begin van die Messiaanse ryk, die millennium, die 1000 jaar vrederyk. Sukkot is die glorie van sy koninkryk wat gevier moet word tydens Sukkot. Die glorie van sy heerlikheid. Nou kom my pleidooi vandag by jou. Nou klop ek in jou hartsdeur. Ek klop in jou hartsdeur. En ek sê vandag vir jou, moenie agterbly nie. Moenie dat hierdie koning inkom by die bruilofsgeleentheid en hy sê vir jou, wat soek jy hier aan? Hoe het jy ingekom? Want jy dra nie die kleed wat pas by die bruilofsgeleentheid nie. En hy gee die opdrag aan sy slaaf en hy sê, vat hierdie man in sy hande en sy voete en werp hom uit in die buitenste duisternis. Moenie agterbly nie. Moenie agterbly nie. Hy nooi my en jou vandag na die bruilof van die Lam. As jy wil aanhou met jou godsdienstgees, as jy wil aanhou met jou tradisie godsdienst en menslike oorleweringe, asseblief, hou aan. Ek is nie in die kooi bediening nie, ek gaan nie jou boudelek nie. Ek sê vandag vir jou, wees voorbereid en wees gereed. Jy, wat vandag ingeskakel is, jy's 'n genooide. En nou vra ek vir jou, waarmee is jy besig? Want ons het besig geraak met ons huise, met ons plase, ons besighede, met ons beeste, en toe die bruilof plaasvind, toe sê ons, nee, ons is nou te besig, ons het nie nou tyd vir die woord nie, ons het nie nou tyd vir gebed nie, ons het nie nou tyd vir 7 dae om weg te breek nie, ons het nie nou daai tyd nie. Jy is 'n genooide, vra ek vandag vir jou, waarmee is jy besig? Hartseer woord is, Matteus 22 vers 8, die bruilof is gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Dat jy daai woorde nooit sal hoor nie. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending, voorbereiding vir Sukkot. Dankie dat ek dit met jou kon gedeel het. Dankie vir die feit dat jy deurgesit het en jou aandagspan behou het. As jy geslaap het, dan kyk jy om weer 'n keer asseblief. Maar dankie dat jy vandag ingeskakel is. Ek wil saam met jou bid en dan wil ek die seën van ons Hemelse Vader oor jou uitspreek. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader. Abba, as ek vandag stil word, dan besef ek net die grootheid en die almag van wie is U. En ek wil opkyk na die hemel en ek wil uitroep, waar sal my hulp vandaan kom? Dan antwoord U. U sê, ons hulp is van U wat die hemel en die aarde gemaak het in die volheid daarvan. En Abba, my gebed vandag is vir elke man, vrou, seun en dogter, dat hulle vandag sal snap wat hier gebeur het. En Vader, dat hulle name op die lys sal wees as die gaste wat in die tafel kan sit van die bruilof van die Lam. Want die Gees roep uit en die bruid roep uit, kom na die bruilof van die Lam. Vader, ek bid vandag dat ons in 'n huwelik sal staan met U, maar 'n huwelik in die hemel gemaak, in covenant, in verbond met U. Dat wanneer Yom Teruah aanbreek en die trompette blaas, op die oomblik, wanneer U ons kom haal, wanneer alles in gereedheid is, wanneer profetiese uitsprake manifesteer, wanneer U ons kom haal, dat ons in gereedheid sal wandel. En Vader, dat ons lampe sal brand, dat die lampe olie sal in hê, in die put sal brand, dat ons die bruid sal wees met 'n vlam, met 'n passie, met entoesiasme, met opgewondenheid oor U woord, en 'n opgewondenheid oor U teenwoordigheid, want U wil met ons tabernakel. Maar ek dank U vandag vir hierdie woord. Ek dank U vir die ware betekenis van Sukkot, en dat hierdie woord vandag in mense se lewens sal resoneer, en dat ons dit gaan uitleef, wat ons vandag gehoor het. Maar dis my gebed, dis my roepe vandag vir elke man, vrou, seun en dogter. En dat ons hierdie woorde nooit sal hoor nie, maar die genooides was dit nie werd nie. Abba, help ons. Wees geduldig met ons. Abba, lei ons deur U Ruach in die spore van geregtigheid, sodat U naam verheerlik sal word. Abba, dis my gebed, en ek bid dit in Meester Yeshua se naam, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie, baie dankie. Mag die vrede van Skepper God met jou wees. Kom, ek seën jou. Vader, nou bid ek dat die aangesig van ons Hemelse Vader
verhef sal word oor elke persoon wat ingeskakel is by hierdie uitsending. En dat U hulle genadig sal wees. En dat U aangesig verhef sal word oor hulle. En dat U hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld hulle nie kan gee nie. En die woord sê, wanneer ons volk so seën, dan sal U kom en U sal hulle dan seën. En Abba, ons dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor. In die naam van Meester Yeshua. Mense, baie dankie. Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en 'n geseënde dag vir jou. En die vrede van Skepper God by elkeen. Shalom.